Maar dis droog, is te glad nie water Dis of nou iets nie. heeltemal droog in my emmer. Al vat ek so 3 vat my hande so bakkie, maak 'n bakkie en gooi vir my so 3 hande. Ek het nie moer so groot hande nie, so jy moet dalk as jy van daai groot hande het, vat maar net 1 of 2 van hulle. Toe dit groot vis, somer, warm weer, jy of nee? Ek sê dit al hang af van wat 'n ou beskou is groot vis. Ek wil vir mense duidelik maak dat as ons praat van groot vis, dan praat ons van papgooi. En tog, as ons gaan voer ons nog dieselfde. Ons voer nog steeds met daai kaboemielies soos wat ons jare terug gevoer het. So hoekom nie? Welcome to another episode of the Original Podcast with me, your host, Sakkie van die Kerk. Alright, welkom terug by nog 'n episode van the Original Podcast. Ons het vanaand vir julle weer 'n bietjie 'n solo mission hier aan die gang. Al die manne is op toer en is in Namibië en is op pad Australië toe en kom nou net van die SA's af terug en so al die ouens is bedrywig. Ons weet hierdie tyd van die jaar is al 'n vreeslike klomp hengel wat aan die gang is. So dit is maar altyd bietjie moeilik om hierdie tyd van die jaar ons gaste en goed op te line en te kry dat dit vir almal werk. So vanaand vlieg ek met pa maar weer bietjie solo. So welkom terug by die episode 94. Ja, sy sak. Ja nee, gelukkig. Ek en jy ons vlieg maar as ons moet vlieg, dan vlieg ons maar. Ons vlieg maar hier so in die kom ons noem dit nou sommer die ateljee en ons chat 'n bietjie. Dit kan net lekker wees. Ja, gelukkig het ons het 'n onderwerp waar ons bitter graag wil gesels oor. Dis iets waar ek nou al 'n rukkie met my pa oor gesels of hom sê dat ons dink altyd dat in die winter vang 'n mens groot Kaaps en sodra die somer kom dan target ons meer quantity bo quality. So ek dink as ek terugdink aan my hengel loopbaan in Suid-Afrika voordat ek Vietnam toe getrek het, is dit iets waar ek dink ek is redelik spyt dat ek het vir soveel jare net gegaan om te kyk hoeveel vis ek kan vang in die somer. Ons het altyd na venues toe gegaan waar ek wil kyk of ek 'n groot sak vis kan vang, meer 'n klomp vis kan vang. En ek dink mense het nooit tyd uitgesit daar om te sê, weet jy wat, kom ons gaan kyk 'n bietjie of ons daai groot Kaaps kan vang in die somer. Ons weet vis eet meer, ons weet hulle wy meer, so daar moet iewers 'n plek wees waar mense daai Kaaps nog kan vang in die somer. So ek dink dit is iets wat ek spyt oor is. So ek dink ons gaan vanaand dit 'n bietjie bespreek oor, kan 'n mens nog groot Kaaps vang in die somer of is dit maar uitsluitlik 'n winter challenge? Maar voordat ons verder gaan, ons het vanaand weer 'n bietjie goeie nuus vir die klomp luisteraars op by die huis. Julle 2 kilogram pakke is klaar, gemaak, so julle gaan van volgende week begin hulle dit uitstuur. Die week, die eerste pakke is klaar uit vandag. Ek dink nie vir 2 kilo pakke hier nie, maar daar kan julle sien hoe lyk 1 kilo pak. So ek is baie happy en almal sê die sakke lyk mooi en die sakke lyk goed en die produk is goed. Ek het per toeval elke batch op die stadium wat hulle meng, word daar vir my 'n bietjie uitgehou dat ek dit kan toets en net kan seker maak die goed is reg soos wat ek dit wil hê. En ja nee, ek is baie tevrede. Die terugvoer wat ons tot dusver van die kliënte af gekry het wat dit die naweek gebruik het, is baie goed. Almal is tevrede. Van die ouens het van die voer SA's toe gehad en hulle het goed gedoen en lekker gefish. So ja nee, ek dink dit is all good. Ja, met lekker is die 2 kilogram pakke is ook gaan nou ook op die rakke wees, so dan kan die mense daai 2 kilogram pakke kry. So ja, gesond vir die luisteraars by die huise, as julle nog nie dit gesien het, jy gaan kyk bietjie daar by julle hengelwinkel, kry vir julle 'n bietjie toets dit. Ons meng dit 'n bietjie anders. Ja, en gee ons 'n bietjie terugvoer. Die ding is wat ek net wil op die podcast mention is ons meng die voer 'n klein bietjie anders as wat die normale pakke voer gemeng word. Ek dink dit is maar net 'n unieke way van hoe ons dit voer en hoe ons voer probeer vars hou deur die loop van die dag. Ons almal weet dat hoeveel van die stories het ons al gehoor dat die ouens nie vis kry nie, dan sê hulle ja, gooi hulle voer uit, dan moet hulle gaan vars voer aanmaak. Dis iets wat ons probeer heeltemal vermy. Ons like dit nie om 'n groot hoeveelheid voer aan te maak in die oggend nie. Ons maak dit maar aan soos die dag verloop. Dit wil pa nie gou vir ons net vandag so vinnige deurhardloop hoe ons dit meng nie.
Ja, wat ek net vir mense kan sê, as hulle dit op hulle eie manier wil meng, weet 'n groot hoeveelheid wil meng, kan hulle dit ook doen. Ek het nou elke dag meng ek sommer net 'n klompie daar in die fabriek dadelik en los dit 'n rukkie en dis 100%, daar's nie 'n fout daarmee nie. Dis maar net 'n kwessie van dis hoe ek dit begin gebruik het jare terug en dis hoe ek dit nog steeds doen. So wat ons sal doen is ons vat 'n 1 kilo fyn en 'n 1 kilo grof, gooi dit in die mengsak, krappie twee deurmekaar, meng hulle net lekker en dan gooi ek 'n kilo daarvan of so die helfte van dit in Lia se emmer, die ander helfte in my emmer. As ek die dag alleen is, dan vat ek die ander helfte en ek sit dit maak ek my emmertjie so 3/4 vol, net laat daar lekker plek is om te meng. En die res sit ek onder die trailer sommer net in die skare weer. Nou, Maar dis droog, is daar glad nie water dis nou heeltemal droog. Droog in my emmer. Dan vat ek so 3 vat my hande so bakkie, maak 'n bakkie en gooi vir my so 3 hande. Ek het nie moer so groot hande nie, so jy moet dalk as jy van daai groot hande het, vat maar net 1 of 2 van hulle. Anders so versuip jy dalk ook die voer, maar in any case. So 1 of 2 hande water net so 'n bietjie en dan krap jy dit lekker deurmekaar. En dan begin jy reggies lyn deur die oogies en begin klaarmaak en sodra jy agterkom is daai voer reg. Sou jy voel die voer is 'n bietjie droog nog, dan sprinkel jy 'n bietjie water oor en jy gaan aan. Sou jy voel is te nat, dan krap jy dood eenvoudig 'n bietjie van die droos van onder af op boontoe en jy krimp tot laat die tekstuur is wat hoe jy hom wil hê. So dit is regtig waar. Dis regtig waar baie eenvoudig. So wat ek dink net my pa net wil sê is wat ek weet nie of dit duidelik deurkom nie is dat ons maak byvoorbeeld net die boonste derde. Kom ons sê die boonste derde maak 'n mens aan. So jy wil nie die hele emmertjie aanmaak nie. Jy maak net daai boonste, kom ons sê boonste derde of ja, die boonste halfte bo af. Maak jy nat en dan sodra jy daai in die begin dan gooi jy uit daai 1-2 bolle en jy laai jou spaarstroppe en sodra jy klaar is met dit, dan vat jy so net 'n bietjie water sprinkel oor en meng weer. Elke nou en dan gooi jy 'n bietjie water by en meng vir net weer 'n stukkie. En sodoende het jy konstant daai popcorn reuk wat so by jou hang en dis regtig lekker. En hoe ons hom altyd maak as ons voer wil vat om 'n bol te maak om aan die strop te sit, ons maak altyd met ons hand nat voordat ek aan die voer vat. So wat gebeur is outomaties jy voeg die hele tyd water in soos wat jy aangaan. En as jy daai dag kom waar jy daai 30-40 vis vang, elke keer as jy 'n bol sit, as jy jou hand in die water insit en jy vat die voer, daai water kom as ons jy sal nie eens agterkom dat daai voer bly net aangemaak, as ek dit so kan stel. Ja, dit is amper 'n siklus is. 'n ander ding wat ek ook vir mense wil noem, hoekom ek persoonlik nou maar net daarvan hou. Ek sê jy besluit op 'n spesifieke kon, jy begin en jy hengel met 'n spesifieke moetie. As ek hengel, vat ek die bol in my hand en ek gooi die moetie bo en ek vryf dit en ek vee dit of ek doen wat ek wil. Sodra ek daarmee klaar is, vat ek my hand en ek was my hand. Nou, moet ek weer 'n bietjie water gooi. Vat ek daai water en ek gooi dit in. So kom ons sê jy sukkel die dag nie. Jy het al 3 of 4 verskillende kombinasies probeer. Elke keer het jy jou hande gewas in die water, maar daai geur het jy nou daar voor jou op jou kol gegooi en daai klein bietjie geur kom weer in en later in die dag dan veral as die vis nou behoorlik by, dan is daar kom ons sê net maar sommer net argumentsontalwe Petit Janine. Daar sal soveel keer het jy jou hande gewas met daai Petit Janine aan jou hande. Laat elke keer as jy water vat en ingooi, gooi jy daai klein bietjie Petit Janine in die voer. En ek weet nie, maar dit maak vir my 'n verskil. Dis hoekom jy sal my nooit kry dat ek my water my emmertjie water vat en uitgooi en gaan was en skoon water vat nie. Ek sal as ek nou so min water oor het, sal ek gaan en ek sal hom weer vol maak. Nou ek sal nie daai bietjie wat in my emmer is sommer uitgooi nie. Ek maak hom weer vol dat daai geuring goed daar bly. Dit kom jy vryf dit later in jou hande in want die geur bly net oral se stek. Dit wil baie gou vir ons daai pakket geweer wys nie. Wys dit gou vir daai QR code dat ek net vir die mense wys. Ek gaan daai video wat Paul vir ons geneem het gaan ek opsit. So as jy daai wat sit in die linkerkant links onder vir my. Is dit links onder die hoek? Links onder die hoek.
sal julle sien daar's 'n QR-kode. Julle kan daai QR-kode scan en by pa vir ons 'n lekker videoetjie geneem. Ek weet nie wat se videoetjie is nou op nie, maar ek sal kyk. Dan gaan my pa net daardeur dan wys hy vir julle hoe ons daai voer aanmaak. Dit gaan deurvat na die podcast se webwerf toe of alternatiefelik kan jy net gaan kyk op die podcast se webwerf. Dis www.originalpodcast.co.za. Al die inligting is al die produkte, ons het op hierdie stadium, ek dink ons is seker nou op hierdie stadium so op 99% van die produkte wat op die website is. So julle kan gaan kyk daarso na al die produkte wat daarop is. Ek het nog nie 'n foto en goed van die nuwe voer op nie. Ek dink daai is sy volgende op die lysie vir die week. Wat ek ook net vir mense kan noem, ons het altyd 10 geure gehad. Ons het dit nou afgeskaal. Ons het nou net plain, egg yellow en fluorescein. En dan het ons nou banana en honeyglow, is die enigste 2 geure. So dis 'n plain een, 2 kleure, 2 geure, dis wat op die mark is. Alright, die ander geure het ek net gevoel dit regverdig het nie om al die moeite te doen vir die hoeveelheid verkope wat daarvan is nie. En in alle geval sê ons nog altyd dat as mense 'n pak banana voer vat en die vis wil nie vandag banana hê nie, jy kan nie banana uithaal nie. Maar as jy 'n pak plain voer vat, jy kan altyd bysit wat jy wil. So dis maar hoekom die beste is, was en bly maar na my mening, om plain te vat, of fluorescein of egg yellow, dit maak vir my sin, maar die ander 2, daar's baie mense wat dit doen. Onder in die Kaap, byvoorbeeld daai honeyglow voer verkoop daar dat die bissies bewe en die banana voer in die hele Natal is definitief 'n ding wat baie goed gaan. Maar ja, so dis maar net die rondom die voer. Nou dit sê vir my, gaan ons vir die luisteraars 'n paar pakke kan weggee, kan ek pas aan draai om te sê kom ons vat wat 5 mense en gee 5 pakkies voer vir elkeen? Is dit iets wat ons arm kan draai? Definitief ons kan dit doen, maar ek dink net nie 5 gaan werk, ons sal 6 maak. 3 laat hulle 3 fyn, 3 grof het. Okay, so ons maak dan 6 pakke voer, dat hulle 3 fyn en 3 grof kan kry. Vir elke. Right, so ek dink wat ons gaan doen is, ek dink ons gaan hardloop om op die comments. Ons gooi 'n paar comments op, ons sê luister okay. So ons het nou daai 5 geure, ons het die 5 verskillendes, ons het die plain, ons het die fluorescein, ons het die egg yellow, die honeyglow en banana. So as jy vir my kan sê wat se ene jou gunsteling is, dan sal ek wat ook al se geur jy gesit het, dan sal ons 5 lucky winners net trek. Nee, dan stuur ons jou 6 van dit, 6 fyn, 3 fyn en 3 grof. Ek dink dit is so maklik soos dit. Ja. Ja, en dan dit is original Millibom. So ek wil hê julle moet skryf original Millibom plain of original Millibom egg yellow, fluorescein of wat ook al. So dan kan ons dit so doen. Ek dink ons hardloop om so 2 weke, wat dan 2 weke is al fyn. Ja. Ons gee vir die week se episode en dan vir volgende week is ons nou met maar sê wie ons gas is volgende week. Is dit redelik vas? Nee. Nog nie vas nie. Want die volgende 3 weke is vas, maar ons weet nie wat 'n volgorde nie. Ja. Hang af hoe dit terug is. Ek sê gister ons wou gisteraand gerekord het. Dit was nou Dinsdag aand, so ons rekord dit op Dinsdag aand. Ons wou gisteraand gerekord het. En ek sê te my vrou toe nee, ons kon dit nie gedoen nie. Ek sê toe vir haar, alright, maar moenie worry nie, ons sal môre aand gaan ons rekord. Daar's 'n klomp ouens wat opgelyn is. So ons moet net een kry om in te spring vir vanaand en dit het nog steeds nie gewerk nie want almal is die een is op vakansie, daai een is pak, die ene dis net lyk my al die ouens voel skuldig oor al die hengel wat verby is of wat kom en almal vat hulle vrouens weg vir 'n rukkie. Ja, of die vrouens vat hulle weg vir 'n rukkie. Yes, like ja wel, hulle die man so gemis, hulle vat hulle maar liewers weg. Hulle net bietjie stokke los. En dan net gaan nog een ding voordat ons nou begin gesels rondom die Groot Kaaps in die somer en goed so dit. Julle het 'n bietjie van 'n interessante naweek wat voorlê. Julle gaan vir die eerste keer gaan julle 'n bietjie bootliga hengel. Maar ek dink dit is iets wat ek Paul probeer druk het vir 'n lang tyd. Dis iets wat ek vreeslik baie geniet het toe ek in Suid-Afrika was. Dus sien julle uit daarna? Bietjie iets anderste. Bietjie van dieselfde maar bietjie van die ander bietjie anders ook. Ja, Sakkie, weet jy wat ek sien regtig nogal uit daarna. Ons het 'n nou maar net besluit dat ons gaan dit heeltemal bietjie anders hanteer as wat ons normaalweg gedoen. Ons het absolute besluit geneem dat ons gaan nie na ons gewone plek toe nie.
ons wil 'n punt daarvan maak en die naweek bietjie heeltemal op 'n ander plek gaan lê. Grietjie se gat bietjie rus gee. Ja, ja, ons moet volgende naweek weer hengel. Volgende naweek is dit die laaste kompetisie van die jaar en dit is 'n redelike belangrike een, hè. So ons sal bietjie gaan kyk. As ons dalk die naweek op 'n ander plek lê en ons doen dalk goed, dan hou sommer net weer bietjie ander plek vir volgende naweek. So dis maar die gedagte rondom dit, maar ja, ons wil bietjie kyk. Aanvanklik was dit uit en uit sommer maar net om 'n bietjie uit te kom wat ons besluit het om dit te doen en toe het AFV so 'n bietjie gesê nee, maar jy's like hoekom pleksom net te kom as besoekers, kom sluit net maar aan en kom hengel nou maar die liga. Nou soos wat dit enige kompeterende hengelaar is seker maar so dat ou sê nooit nee vir 'n lekker kompetisie nie. En toe is die arm nou gedraai, toe sê wel as ons dan nou afleer, dan kan ons nou maar net sowel hengel, soos dan nou 10-1 maar die ander gaan hengel. Dis nog nie verseker nie, maar ons gaan kyk, maar as ons dit geniet dan glo ek sal ons aanhou daarmee. So ja, dis die eerste tree in 'n nuwe era van bietjie hoër kompeterend hengel as net gewone klapvlak met die boot. Ek dink dis iets wat 'n klomp van die hengelaars wat na die podcast luister, ook in daai situasie sit waar hulle hengel dalk op hierdie stadium net klapkompetisies en goed so dit. En hulle is half skuimerig om daai volgende stapie te neem om die liga te gaan hengel of om 'n proef te gaan hengel en goed so dit. En ek dink dit is dalk 'n goeie ding dat Paul van dit net bietjie wys dat don't be scared. Just gaan doen dit, dis lekker. Verder as liga sal dit nie gaan nie. Ja, maar ek sê dat dit help nog steeds om ek bedoel julle van die bootkompetisies, die klapkompetisies wat julle baie ernstig op en ons het dit al hoeveel keer op die podcast gesê dat daar's mense wat nie die klapkompetisies so ernstig opvat as wat dit kan nie. Ek dink dit is iets wat mense kyk baie keer af en op 'n klapkompetisie, maar ek dink daar's mense soos Lerm wat klapkompetisies regtig ernstig opvat en as dit is hoe jy dit wil ernstig aanvat, is dit so kompeterend as wat jy dit kan maak vir jouself. Maar daai gaan se goed dit. Met ligte gryboot AFV se klapkompetisies is regtig waar hoogs kompeterend. Daai manne nie hulle roer nie, hè. Maar ja, so ons maar gaan kyk. Ek sien regtig uit daarna. Dit gaan lekker wees. Dit lyk vir ons asof die weer ook maar weer 'n keer bietjie wild is, maar iffie gaan wees. Definitief nie so dat dit 'n issue sal wees nie. Maar dis nie dat dit vreeslike mooi weer gaan wees nie. Maar enige dag buite is 'n lekker dag so. Ons sal maar gaan kyk. Ja. Maar gepraat van weer, ek kan nie onthou wanneer laas het ons hierdie kant ordentlike weer gehad nie. Ek dink nie ons het in die laaste, dis like vir die van julle wat die nuus in die goed dophou sal sien al die tyfoons en die goed wat ons hierso so slaan. Laas die week sal weer een op pad hier na ons toe, maar hy gaan so 600 km van ons af land slaan. Maar wat nou nog erg is teen hom is hy gaan slaan so gepaard met springgety. Abnormale hoë springgety. So die timing van die tifoon gaan regtig net bietjie rof wees. So die mense het klaar plekke wat hulle reg gemaak het vir sodra hulle moet ontruim hulle. So die regering het klaar plek gemaak vir dit hulle weet min of meer wat se area het gaan kom, so hulle het kampe nie goed opgeslaan en gesit net seker te maak dat die mense plek het om te gaan. Maar selfs die stad waar ek bly, dis ek kan nie wanneer laas ons 'n dag gehad waar dit nie gereën het nie. So dis maar rof. Ek kan miskien net vir mense sê ons praat hier baie keer van is baie reën gekry en die kant toe, daai kant toe. Hoe ver is Den Haag van julle af Sakkie? 1000 kilos. 1000 kilo. Ja, 1000 kilos. So omtrent 1000 kilometer van Sakkie af in Vietnam is daar 'n stad met die naam van Da Nang. En hulle nou 2 weke terug, 'n week en 'n half terug. Het hulle die tweede hoogste reënval ooit gehad in 24 uur ter wêreld. Die hoogste was gemeet in 1966 in die Indiese Oseaan iewers. Ek weet nie presies wat die lesing was nie, maar hulle het in Da Nang in 'n kwessie van 24 uur 1724 mm reën gehad. Dis 1.7 meter water.
in 24 uur. Dit is ongelooflik. Mense, ek kan vir julle sê dit is as diegene van julle wat Facebook het, kan gerus daarop gaan en bietjie gaan kyk na die foto's en die goed. Dis absoluut scary. Da Nang is gelukkig so 10 km as ek reg is van die kus af. So dit Da Nang is teen die kus. Da Nang is teen die kus. Dis gooi wat 'n bietjie hoor is. Dis okay, maar die area waar dit geslaan het, die area waar dit so vreeslik was, is relatief naby aan die kus. So is nie soos hier by ons waar dit van Johannesburg af al die pad Oranjemoen toe moet loop nie. Dit is die verwoesting stroom af is in die see in. Jy weet, hier by ons is dit net maar 'n bietjie anders. Maar ja, so dit is wat ons gedagtes is met daai mense. Ja, alright, maar kom ons gaan terug na die topic op hand toe. Dit groot vis, somer, warm weer, jy of nee? Sakkie, ek sê dit al hang af van wat 'n ou beskou as groot vis. Ek wil vir mense duidelik maak dat as ons praat van groot vis, dan praat ons van popgooi hengel. Ons praat nie van spesie hengel. Ons praat nie van boilies en tiger nuts en daai manne nie. Ons praat van 'n gewone 8 uur kompetisie en jy kom by 'n pen en die 20 tree van jou af sit die volgende ou en daai tipe ding. So 'n mens moet dit in daai lig sien. So as ons praat van 'n groot karp van 'n karp van 3 of 4 kilos, dit is 'n groot karp in kompeterende hengel en dit is die tipe gesprek waaroor ons vanaand gaan praat. Ek het in my gedagte meer gehad hier net oor die 2 kilos. Ek het gedink As jy byvoorbeeld as ons dink aan 'n lekker AV dag waar jy daai 2 kilo kaaps vang, daai 2.5 3 kilos is 'n uitskieter. Dan kry jy daai 1 of 2 4 kilos. Dis wat ek van praat van groot vis. Ek sê 'n 2 kilo vis vir my gaan deur as groot vis. So ek dink dis 'n goeie ding om. Ja, nee, as jy 24 vis of 25 vis het en jy het 'n sak van 50 kilos aan jou moer se sak. Popgooi is dit regtig waar 'n lekker sak. Deesdae is daar 'n paar manne wat daai 60 en 70 en 80 kilo sakke gekry het. En dit is dan groot sakke vis, maar dan het hulle baie keer darm 'n snor of 2 in van 'n wat bietjie help met die gewig, maar baie keer ook nie. En dis goed wat definitief uit en uit moontlik is in die somermaande. Wat ek wel sal sê is die groot ding is maar net 'n ou moet 'n call maak in die oggend. Dit help nie jy kom by 'n dam aan en jy besluit net maar net ek gaan nou vis vang en nou verwag jy daai groot vis moet byt nie. Jy moet besluit jy gaan hulle teiken waar die ou langs jou gaan 10 teen 1 daai jonger vis teiken. Jy moet genoeg guts hê om te weet daai ou gaan meer vis vang as jy, hy gaan meer byte kry. Alles gaan verkeerd voel, maar aan die einde van die dag maak jy staat daarop dat jy kry vir elke kilo kry jy 10 punte om 'n vis te kanselleer. So dis maar basiese balancing act. Jy moet dink, kyk hoe lank is jou by tempo en hoe vinnig is syne en dan moet 'n ou die calculations maak. Nou wat ek baie voorlief is en was altyd is om een stok te vat en te sê goed, ek vat een stok in die oggend en ek gooi vir hom daar binne en ek sit hom neer vir daai groter vis en dan sal ek met my ander stok normaal hengel op 60 of 80 of 40 of whatever afhangende van waar ou nou my hengel. So dit is gewoonlik maar my benadering en dan sal ek daai stok wat ek daar binne gooi, sal ek gewoonlik in die oggende sal ek bargain op hom laat hy 'n byt moet kry so tussen 'n halfuur en 45 minute dan as dit gebeur dan sê ek heeltemal tevrede. Op 45 minute sal ek hom definitief nie uittrek nie. Ek sal hom 10 teen 1 los tot so uur en 5 minute, uur en 10 minute voordat ek hom die eerste keer sal uittrek. Dood eenvoudig want ek vertrou die aas wat ek daaraan het en dan verder die ou storie wat ek maar altyd vir mense sê is ek het mos 2 oë. So ek sal my oë gebruik en ek sal kyk wat gebeur langs my. As ek sien daar's niemand wat daar binne 'n byt kry nie, dan is dit dalk en die ouens kry nader 'n klompie vis, dan moet ou dalk maar op 'n stadium kom waar hy die call maak en sê okay, dit het nie vandag gewerk nie. Maar dit gebeur eintlik relatief min. Gewoonlik as jy dan kon jy op 135 daai stok kan gooi en hom daar neersit
met 'n ordentlike asie, lekker, dan kan jy daai ding met gemak daar los vir 60, 70, 80 minute. En as hy dan loop, dan verwag jy net nie om 'n ander saai skieletjie te vang nie, want dan kou jy jou pols af. Of as jy dan 'n klein karpie vang of 'n klein babertjie kom verby en hy tel iets op, dan se ou sommer net, dan weet jy het jou tyd gemors. Maar as hy gaan, dan dit behoort 'n ordentlike vis te wees. Dit praat nou van kompeterende hengel. Een van die redes hoekom ek nou oor hierdie topik nou wil gesels, ook eintlik maar meer rondom sosiale hengel. As ons nou 'n bietjie gesels oor die ouens wat nie kompeterende hengel nie, wat net vir 'n naweek weggaan. So uit die aard van die saak is dat ek dink hierdie tyd van die jaar as jy 'n kompetisie hengel, is dit baie moeilik om daai groot vis te target en om gefokus te bly om hulle te bly te vang. Veral as mens doen daai wat pa nou sê waar jy een stok diep gooi en een stok naby bring. As jy vinnig as jou naby stok begin doef vis kry, is dit baie moeilik om daai diep stok daar te los. Dis in 'n kompetisie setting dink ek dit is verskriklik moeilik om dit te doen. Laat jy nie met albei stokke gaan nader kom en jy voor die vis nou vang nie. En veral as jy dan sien almal om jou vang ook hierdie klomp klein visies hier voor. Ek wil meer gesels rondom daai ouens wat op 'n lang naweek of op 'n naweek iewers net bietjie gaan fish. Wat nie daai besluit hoef te maak rondom vir punte nie, maar net sommer net vir uitgenotheid. Want ek bedoel as ek 'n naweek wil weggaan, ek sal eerder gaan sê luister dat okay, ek vang 'n bietjie minder vis, maar ek vang at least vang ek daai stokke. So ek kan sê nou maar met een stok kan ek hierdie klein visies vang om myself besig te hou, maar kan dalk op 'n ander stand sal ek al 2 stokke sit en dit daar binne gooi vir 'n groot kaap. Pa praat nou van 135. 135 is daarom maar vreeslik ver, né? Is dit wat Pa wil sê as 'n mens vir daai groot kaaps moet gaan hierdie tyd van die jaar, is dit waartoe jy moet gaan? Wel, kom ek stel dit vir jou so. Op die stadium dink ek dit is die geval. Ek dink op die stadium hierso in ons omgewing waar ons is dit definitief die geval dat as jy binne hengel dan kry jy daai groter vis. Hoe nader jy kom, hoe minder suksesvol is jy. Maar nou moet ek ook by sê, Valdam op die stadium lyk asof jy hom in 2 gesny het. Die Wilgerivier gedeelte wil vir my voorkom asof dit definitief baie beter vis gee en baie meer vis gee. Die ouens vang sakke van 25 en 30 en 35 en 40 vis. Daar in die buurman omgewing en by Tago en daai plekke oral se hoor ou van groot sakke vis wat uitkom. Meestal jong vis en muddies en daai tipe goed. Maar tussendeur kom daai mooi karps ook uit. Waar in die Vaalrivier gedeelte klink dit asof dit aansienlik taaier is. En in die Vaalrivier gedeelte ook klink dit asof die geelvis, daai klein geeltjies regtig begin pla. So baie van die ouens as 'n mens regtig nie daai lang distansies kan gooi of 'n kanoe of 'n paasbootjie vir ding het nie, dan begin dit vir my voorkom asof die geeltjies regtig hierdie jaar die ouens gaan mal maak. Ek het per toeval vanoggend of gisteroggend met Steven Hel gepraat. Hulle het die naweek by AFV oeverkompetisie gehad. En hy sê die meerderheid van ouens het hierso 4, 5, 6 vis gehad. 5, 6 vis vir 6, 7, 8 kilos, dan het jy 'n goeie sak gehad. Maar dan die ouens wat nie daai groot distansies kan gooi nie, het 20, 30, 40 vis gevang, maar hulle kan niks weeg nie. Dit is al saai klein ander saai skieletjies. So dit is bietjie van 'n probleem en dit is wat dit makliker maak as jy in daai dieper water kan kom. So as dit die geval is, dan sal ek 'n voorstel kan maak vir 'n ou wat vir 'n naweek gaan. Probeer kyk om op die oewer waarheen jy gaan, op 'n plek te gaan sit waar jy kan sien dit is 'n bietjie dieper. Kyk na die helling, kyk na, jy weet 10 hoe die plek gelyk het toe hy leeg was. Daar waar jy weet waar dit bietjie dieper is, probeer daai areas duik en ek is seker dit gaan vir jou baie beter wees as die vlakwater op die stadium. Ja, ek dink dis een van daai goed wat mense moet onthou, dat as jy daai groot kaaps wil gaan target, is jou die venue wat jy gaan select is van kardinale belang. Jy wil nie na 'n venue toe gaan nou waar daar nie 'n bietjie diepte is nie, want jy wil nie na 'n vreeslike vlak venue toe gaan nie, want as jy nou in 'n vlak venue gaan sit,
Ja, tensy jy kan gooi, maar ek praat nou maar van die normale hengelaar wat nou nie op 135 kan kom nie. Ek dink net dat jou venue choices begin dan baie meer belangrik raak, want anders as jy by 'n venue gaan sit waar dit vlak is of op 'n spot gaan sit waar dit vlak is, daai geeltjies gaan dit net absoluut mal maak. Maar die sosiale ouens deesdae is daar 'n meerderheid van hulle is toegerus met 'n redelike lekker aasbootjie. Ek dink daar's min van hulle wat vir 'n naweek dam toe gaan en nie 'n aasbootjie of 'n kanoe of iets het nie. So dit kan dit ook definitief help, maar dan sal ek definitief as ek 'n aasbootjie het, dan sal ek sommer nie eens bang wees om my 150 te doen nie. Ek val in daai vreeslike snaakse area, daai snaakse demografie. Iemand wat nie 135 kan gooi nie en ook iemand wat nie 'n aasbootjie het nie. Maar ek is ook iemand wat nie in Suid-Afrika is nie. So dit is ook Ja. ek het 'n baie unieke demografie wat my join. Ja, dit is die dinge op die stadium is definitief maar net bietjie moeiliker. Oralster is dit die geval en tog het ek nou gister weer met Terry gepraat en Terry sê vir dat hulle die naweek het hulle weer die babers gevang in daai 2 voet 2,5 voet water. Hy sê totdat die oomblik toe die wind begin waai, hy sê hulle het gestaan en vang baber vir baber en skielik is die babers net weg. En 10 minute na dit toe begin die wind waai. Hy sê en hulle kan dit nie verstaan nie. 10 minute voor daai wind begin waai het daai vis net gesê nou waai. Hy sê en dis dit klaar. Het vanoggend met Gertrude gepraat en sy sê ook, sy sê it was unreal. So dit wys Sê vir my dit, ek praat van dat venues wat gaan nou moet belangrik raak vir as 'n mens daai dieper water wil gaan kies. Wat se oewers val dan sal pa op hierdie stadium voorstel vir as jy nou 'n bietjie net daai groter kapies wil gaan vang? Sakkie daai regterkantse gedeelte van Boskop is baie goed. Jan van Riel het daai diep water. Daar weet ons daar's meer as genoeg diep water daar. By Jan van Riel kan ek die mense sê ons het dit gekyk dat op omtrent elke 10 meter wat jy van die oewer af is, val jy 'n meter. So as jy 100 meter gooi, lê jy in 10 meter water. Baie maklik of meerderheid van sy oewer. So ja, definitief daar so is 'n klomp diepwater of is diepwater. Dan as hy 'n bietjie opgaan in die riviergedeelte daar by Lazy View en daai plekke, daar sit jy met daai rivier en die rivier is oral sit daai 5, 6, 7, 8 meter diep hier op 60, 70 meter. So dit is oral se. As hy nou meer in die gewone damgedeelte in gaan steins en daai plekke, daar weet hy nou maar dit is bietjie aan die vlakker kant. Maar dan weer as jy net om die draai is en jy's by RPA of jy's by Glooi of een van daai oewers, dan is die diepwater daar. As ou kyk na die Wilgerivierstelsel, daarso is 'n klomp van daai oewers wat hier en daar daai lekker koppie maak en jy weet jy diepwater naby jou. So dit is maar die tipe goed wat 'n ou moet gaan teiken. Daar waar spruite inkom. Kyk waar loop hy sloot en probeer hom opspoor en hengel in die sloot. En dan as pa moet gaan vir aas, ons het nou gesê in die winter, ons het al 'n paar van die episodes gedoen vir in die winter om te sê klein aas hier's klein die kant, klein daai kant. Sal pa sê hierdie tyd van die jaar is dit nog steeds fyn hengel of dink pa hierdie tyd kan mense 'n bietjie meer vir hulle aasie gee? Sakkie, ek is nooit mos die fyn aasie mens nie. Ek glo daaraan ons wil visvang so mens hom kos gee dat hy kan eet. So ek is nie 'n fyn aas hengelaar nie. Die fynste wat ek sal doen is miskien op 'n dag net 'n floutie hak of so ietsie, maar dit is dit. As ek 'n deegie aansit, ek kan nie hierdie dun deegies aansit nie. Ek gee die vis lekker deegie, 'n lekker lang deegie. So en ek sê ook as ek voel as ek klein aasies aansit waar ek klein visies vang. So ek gee my lekker floutie, lekker deegie. Maar ek dink daar's perke op daai. Ek dink daar's regtig waar 'n perk op daai. Ek het al gesien 2-3 millipitte met 'n backing aan. Ek dink dit raak daar kan 'n mens bietjie rof raak.
Maar as jy 'n sosiale hengelaar is en jy is daar vir die naweek, dan is dit daar niks meer fout nie. As jy bereid is om daai aas aan te sit en te sê ek gaan wag want ek wil nie 'n 2 kg karpie vang nie. Dan is ek heeltemal bereid om te sit en wag. As ek moet vat in die ou dae toe ek nou regtig, as ek nou jare terug praat, dan as jy 'n lekker breinbroodjie gevat het en jy het lekker duiwelstrek of lekker eie, ons daai vrot eie gemaak altyd, eie gerasper, fyn gerasper, en dan gooi hom in 'n camfruit bottel saam met breinsuiker en dan sit jy hom buite in die son so 'n week of 2 weke en dan maak hy so breinsop sous. Vat jy daai goed brei so in daai broodjie in agter 'n mieliepit en jy gooi vir hom en dan weet jy daai ding kan daar lê vir 40, 50, 60 minute en hy gaan optel, dan weet jy gaan een van daai lekker Kaapskrim met die dik lippe. So ja nee, Wat het geword van die hele pappie of die broodjie gedeelte ding? Hoekom hoor ek die mense hengel nie meer met dit? Hoekom is dit nie nog ietsie? Ek bedoel dis vir jare, vir donkie jare het dit gewerk. Hoe kan so iets wat so alom was net weggaan? Sakkie, ek dink nie dit sal ooit weggaan nie. Ek dink daar's tot vandag toe is daar ouens, dit gaan net dit is stadiger. Dis 'n stadiger manier van hengel. Jy teiken dalk 'n bietjie 'n groter vis, wat ook al, ja, dit is so. Maar oor die algemeen gaan ek sê dit is 'n jy kan net nie die hoeveelheid vis vang as jy met daai goed hengel nie. Weet ons het daai tyd, as ek nou moet teruggaan in die tyd toe ek nou regtig 'n kind was, het ons was jy nie toegelaat om met 'n voerbal te hengel nie. So jy het 'n bottom weight stroppie gebruik. En dan het ons in nommer 4 of in nommer 6 skelmhoek onderhang gehad en in nommer 8 bo. En dan het jy 'n pil aangesit, man so groter se duifeier. Op die onderste hoek en bo dan nou enetjie wat bietjie kleiner is, dan het jy daai ding gegooi. Jy het hom gegooi en jou lyn, jou polisman aangesit en dan sien daar het jy by, dan vat jy daai dinge trek hom, lig hom so stadig op en dan sit hom so stadig neer en net dan sien jy, vat hom, sak hom 'n bietjie terug, want dit is so 'n groot stuk pap wat jy moet wag dat hy moet eet. Net so jy het 'n goeie Dit is wat hy klaar geëet het. Jy het partykeer, jy het 10, 15 minute gehad wat jy gesien, hoorie so ek het 'n byt, dan praat almal, hoorie so daar's 'n byt. Ja nee, ons wag nou maar tot laat jy sien daar tel hom lekker op en dan kan jy nou kap. En dan moes jy ook maar gehoop het die pap het bietjie heuning ingehaat, dat die papie lekker sag is, en party van daai ouens se pap was so hard dat jy kry 'n byt en dan sien jy daar so 'n stuk afgebreek. Kyk nie. dit was maar anderster geweest. So maar daai klein bekkingkies, iemand soos Omlani het tot by op sy laaste weet ek het hy baie keer het hy daai caramel bekkingkie gehad. Ons het hoeveel vis het ons gevang met daai flambekking? Ek het nou nog flambekking in my kas. Ek het hoeveel vis gevang met daai flambekking? Ek gebruik dit nie. Ek het die naweek in die garage gewerk en ek het 2 houertjies gehad wat hom vlam nog vir my gemaak het. Nou ek kan nie dink dat ek hom in die laaste 10 jaar omtrent gesien het nie. So nee, dit is hoe daai goed oud hulle is. En hulle is nog sharp. Ek dink dit is iets wat mense vir die mense kan sê, daai goed is nog sharp. En moenie my vra of bel en vra hoe maak jy dit nie, want ek weet dis ook ek het by 'n vlam gekry. Dis ook was dit 'n flambekking. Ja. Hoor 'n paar die donder weer. Ek hoor hom. Die donder gehoor. In alle geval so ja, nee, maar die backings is definitief 'n ding wat ou nog kan probeer, maar ek voel net op kompeterende vlak dink ek is dit 'n bietjie sê gou wat die backing betref. Ek wonder of die ouens wat nou na die podcast luister weet hoe met daai backing te hengel. So ek gesê hoe ons het hom altyd gedoen het is ons het 'n tydperk gehad toe ek veral met die backing gehengel het my pa altyd 'n gesegde gehad daai tyd hy het gesê hak flouties is iets wat ry met hak. Nie lekker nie. En want toe flouties net begin uitgekom het as asie wat ons gebruik het, was my pa was regtig glad nie keen gesaap nie. Dit het hom regtig 'n lang tyd gevat om 'n floutie te vertrou. Kom ons stel dit so, te vertrou. Tot vandag toe.
Maar in die begin was dit rof. In die begin was dit jy moes ver gaan het by pa toe kon wins om 'n floutie te haak. En obviously was my pa gewees. Hy het nou maar sy siening het nou maar half op sy kind afgedwing, afgeskuif, maar so ek was ook nie mal oor 'n floutie op baie stadium nie. So ons het nou gewoonlik baie deeghengel. So wat ek sou gedoen het is ons het veral as ek nou Jan dink ek nou maar groot draai. Groot draai was maar altyd vir my 'n plek waar dit vir my ietsies was wat ek altyd in my agterkop sou gehad het. Dus ek sou daai wit deegies, ek sou 'n wit deegie aangesit het, net 'n skoon wit deegie. Nie groot en nie klein, so lyk dit 'n lekker wit deegie aangesit en ek sou daai vlam backing gevat het en dan aan die agterkant van die hoek, so as jy nou wat ek hierdie mykon hoek van my vat wat lekker groot is. So jy sal nou 'n deegie op die hele hoekie sit. Ons sal nou nie so 'n hoekie gebruik nie, dis nou net 'n voorbeeld. En dan aan die agterkant as jy nou daai backing vat en dan maak jy net so 'n klein stukkie backing dat hy lyk amper soos 'n bullet gewiggie. Net so 'n koppie agterom. Bullet gewiggie en wat lekker was dit was 'n vreeslike sterk fluorescent backing dingetjie. So hy het ook maar die hele tyd daai kleur uitgegee en goed so as jy dit was maar altyd vir my 'n baie lekker go-to ding. Nou met 'n floutie dink ek dit werk heeltemal anders. Ek dink jy gaan daai floutie haak as jy die backing sommer stryd agter op die floutie. Jy hoef nie seker eers 'n deegie aan te sit nie. Ja. Maar dan moet ek by sê, ons het, ek dink seker die meerderheid van tyd wat ons met backings gehengel het ons die deegie op die hoekie gesit en dan het jy die backingkie gevat en jy het hom sê net maar soos 'n ertjie gerol om dan plat gedruk en sodra hy plat gedruk het dan het jy hom so toe om hom gevou oor die hele shank laat hy so dan het jy daai stukkie deeg gehad wat vooruit steek en dan nie agter om daai mooi getyperde stukkie backing. Maar dis definitief hoe ons by verre seker die meeste van tyd gehengel het. Ons het bakke en bakke brood uitgehengel so. Met die gevolg, ja nee, dis definitief. En ek is seker as mense dit vandag gaan doen, gaan dit nog steeds werk. Dit gaan net langer vat. Ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie, as die hoeveelheid dae wat ek en my ma saam in die spar ingeloop en dan gaan koop ons breinbrood. En vat die nee, vir die werk of vir die werk. Dan loop jy daar by die spar, dan gaan koop jy Albany breinbrood. 20 van. Vat die trolley daar so, die pak hy 20 brode so. Die mense almal is net so groot, want as jy hierdie ou gaan kos maak vir dae. Dan loop jy nou maar gaan koop hierdie 20 brode. Iets anders wat ek ook wil bitter graag eendag weer sal wil toets man, maar ek het per toeval nou met die bootkompetisie daaraan gedink en gewonder ek moet ek dit probeer, maar ek kan my nie self konwins om dit te doen nie. Ons het vir baie jare in my jong jare, nie jong werkende mens, senior jare wat ek gehengel het as 'n gewone senior, het ons by verre, kom ek stel vir julle sê, my multicast het 'n blad gehad wat onder hom ingeskuif het en dan aan die voorkant van die kas van daai blad het hy opgekom en dan het hy plek gehad vir 2 botteltjies wat links gestaan het en 2 botteltjies wat regs gestaan het. Daai botteltjie plek is vir 'n vierkant, daai rectangular 50 ml glas botteltjies. Dan het hy nou 'n wand gehad wat so diep is, so die botteltjie net sy bek steek uit. Dan sit jy jou linkerkant se stok se 2 botteltjies daar en die ander kant se sin is daar. Dan vat jy jou deegies, sit jou deegies aan, vat die hoekies, gooi hulle binne in die botteltjie, in die moetie. En dan sit jy strop so die bol so bo op dit neer en daar lê daai strop en wag vir dat jy weer 'n byt kry. Dan haal jy hom uit, dan daai deegies nou so gesouk in daai caramel of Valdam of 007 of wat ons ook al daai tyd gebruik het. En daai deegies so gelê en souk daar. Dis iets wat ons nooit meer doen nie. Deesdae sit ons definitief die moetie en goed als as 'n norm op die bol en jou asies bly maar relatief skoon. Jy het miskien 'n amandeldeegie of so ietsie, maar dis bitter selde dat jy dit kry dat jy of ek kan nie onthou wanneer laas ek 'n botteltjie oopgemaak en 'n hoekie gedip nie. En daai tyd was dis waar moeties begin het. Dit is waar moeties vandaan kom. Dit is letterlik waar moeties vandaan kom. Is jy het nie 'n bol gehad om dit op te sit nie.
Was nie toegelaat nie. So jy moes dit maar op die hoekie sit. So dis definitief maar dis hoe die dinge nou verander het met jare. Maar ek is seker, as ek vir jou moet sê hoekom is pa bang om dit te try? Ja, it's like met my luck stamp ek die botteltjie om die eerste keer want ek het nie meer daai goed om hom in te sit nie. En as jy hom omstamp dan's alles dit was groot gemors partykeer. As jy daai botteltjie stamp en hy is vol fluoresien en alles is groen om jou en gelukkig as pa ietjies omstamp, ek ken iemand wat die goed maak. So dis alraai. Is so, maar ek het meer iemand nodig om dit skoon te maak as om dit te maak. Die boot skoon te maak. Ja, nee, dit is Ek dink dit is ek sê net ek dink daar's vreeslik baie van daai ou metodes van hengel wat mens net glad nie meer hoor nie. Soos wat die tyd verbygaan, hoor jy van die nuwe goed. Jy hoor van toe die maggots nou ingekom het, die maggots en nou is dit die nuwe ding en daar's altyd iets nuuts wat inkom. En dit voel net asof daai ou goed half net vergete is. En ek bedoel die hoeveelheid vis wat die ouens daarmee gevang het is net astronomies. En tog, as ons gaan voer ons nog dieselfde. Ons voer nog steeds met daai kaboomilies soos wat ons jare terug gevoer het. So hoekom nie? Daar's absoluut geen rede hoekom dit nie gaan werk nie. Ek het 'n ander ding wat ek vir mense kan sê waarmee ons ongelooflik baie vis gevang het. 20-25 jaar terug is piekeleitjies. Hierdie klein cocktail-eitjies, daai wit eitjies, jy kry wit en geel en groen en rooi en whatever. Ons het daai eitjies gevat. Ek het aande omgesit in eitjies rasper. Nee? En dan gooi hom terug in daai pikkelwater van hom net so in jou kas. En dan vat jy daai eitjie met daai pikkelwater en jy dip 'n deegie daarin en jy sla daai muddies laat die biesies bewe, né? En dan vat jy net die pikkelwater, dan dink jy maar okay, hulle is eintlik maar net agter die asyn dan werk dit nie. Dan vat jy die een wat die watsnaam het die eitjies in het en hy werk. En dan vat jy vat jy 'n stukkie brood, druk hom net so in die water en brei daai so 'n stukkie van dit in. Want ons daai groot karps gevang met daai eie. Dit was definitief ook vir my sommer maar net iets wat ek nou aan dink, weet, as 'n ou praat van die goed in die verlede. Ek dink wat ek wil doen is ek gaan vir die ouens by die huis sê. Gooi vir ons 'n bietjie daar in die comments. Sê vir ons wat se ou tegnieke of ou metodes van visvang het julle gedoen wat julle klomp meer vis mee gevang het wat vandag net nie meer op die scene is nie. Gooi vir ons, kom ons kyk 'n bietjie. Ek dink ons kan 'n paar interessante goed kry waarmee die ouens gefish het. Daar kan ons 'n bietjie van 'n post maak waar ek gesels van al die interessante maniere van hengel, want ek bedoel daar soos ons nou gesê, daar's 'n magnum van goed wat ons gedoen het. Ek bedoel dis nogal saans dat ek kan praat van jare en jare terug nou al, maar ek bedoel daar's ons goed wat ons gedoen het toe ek 'n kind was wat nie meer vandag te doen is nie. So ek dink dit kan nog 'n interessante topic wees. Ons het nou verlede week gepraat van die babers. Ek praat nie as 'n ou daai kant toe kyk nie. Ek sal vir jou sê die hoeveelheid kere wat ek by ou tannies gaan vra het, hoorie, so kan ek net slakke uit jou tuin net haal. Was crazy. Die hoeveelheid aande wat ek en my pa in Boksburg se strate gaan rondry en oop vensters en luister vir krieke om daai groot swart krieke te gaan vang. Dan gaan ons dam toe met 150 krieke by ons, net vir die snore. En daai tyd, ons almal het dit nou lekker maklik, jy het jou eie wurmboerderytjie by die huis, of jy gaan gewinkel toe en jy koop karibas en jy gaan koop 'n pak springwurms. Daai jare, toe ek 'n laaitie was dit in die middag na skool, sit vat die graaf en gaan vlei toe, gaan grou vir wurms. As ons die naweek wil wurms hê, dan moet ek maar op die bicycle klim en dan het ek die graaf in die emmertjie en dan gat jy, dit gaan grou. Maar ja, so dit vat 'n ou sommer maar net 'n bietjie terug. Net paar daar in die vlei gegrou waar ek 'n burger fiets gery het. Ja. Dan daar's die spruit wat daar loop met so gat gemaak, so kolkgat gemaak, net onderkant net stroom af van die teerpad. In daai gat dan vat ek 'n dobbertjie, gooi 'n dobbertjie met 'n hoekie daarin met 'n wurmpie en dan vir platties maak jy 'n lyntjie vas en dan gaan grou ek en net dan kom kyk ek nee, dinge het jy plattie man, sit platties man. Hulle is so groot so jou hand. Dit is sulke platties, sulke plattes gevang en dan
die plattes gaan saam. Maar ja, nee, so dis maar hoe dit was. Ek praat van die swart krieke. Ek dink nog steeds aan daai krieke van Gert hulle daar in Namibia. Ek wil dit ook nog. Dis definitief ietsie wat nog gebeur. Daar's nog definitief iets op my bucket list wat ek moet terug aan Namibia toe voor. Ek wil een van daai tweets. Ek wil hom nie hak nie. Ek sal hom vir Gert gee om te hak. Ek sal hom gooi. Gert kan hom vir my hak. Ja. Maar om terug te kom na die groot karps toe vandag. Jy het net gepraat van aas gewys. Ek moet by sê 90% van die tyd daai groot karps vang jy op either vir my na my mening 2 tye. In die oggend tot 10:00 toe kry jy gewoonlik so 1 of 2 van hulle en dan 10:00 dan sit asof die ligte bietjie afgaan. En dan sit 'n ou gewoonlik en wag tot hierso so by ek gaan sê 1:00. Tussen 1:00 en 3:00 dan vang hy ou gewoonlik weer 'n paar voor die hoeter blaas. En gewoonlik hier tussen 1:00 en 3:00 dan die wind nou al gedraai en kom die noord of noordweste wind by Valdam. En as jy dan nou op 'n plek kan sit waar daai wind vir jou so lekker skuins van voor of reg van voor af kom, dan is dit nou maar net so, daai groot karps gaan eet man. En vir my persoonlik Barry van die Kerk is my absolute go-to dan is 'n secret floutie, daai harde rooi secret floats van ons. Sit 'n secret floutie aan, agter hom sit jy 'n lekker vet deegie, sit ek 'n deegie aan vir seker goeie 1,5 cm, so lekker deegie. En dan op die boonsoek net 'n deegie en dan soep 2 en Tech Deluxe. Jesuslang man, ek sê jy snaaksie, maar dis nou maar net 'n kombinasie wat vir my daai bun spice naaltjie tipe geur saam met die TCP en die goed wat van die Tech Deluxe. Ek weet nie hoekom nie, vat jy daai ding, jy gooi vir hom so hard as wat jy kan. Maak nie saak van hoe ver dit is nie. Gooi hom so hard as wat jy kan. As jy nou regtig nou sien jy het nou maar soos jou ding is gegooi. Dan sit jy stok neer, laai 'n volgende strop, trek hom uit en gooi hom net weer. Moenie eens 10 minute wag nie. As jy sien jy het hom nie goed gegooi nie, sit die stok neer. As daar vis bykom dan kan jy mos maar eet. Maar sodra jy 'n strop klaar gelaai het, tel hy stok op, trek hom uit en steek hom. As jy daai ding daar binne gooi, ek sê nou, hy sal vir jou vis gee. Dit doen altyd. So ek kan nie dink dat dit Daai wat Pano sê van as hy nie reg lê nie, gooi hom weer. Trek hom uit en gooi hom weer. Dis iets wat ek nou al kan sê dat ek het dit al hoeveel keer nou al in my lewe gesien hoe Pa dit al gedoen. Ek weet Gideon doen dit. Ek weet 'n klomp van die oom Johan Beke sal dit doen. Dis as hy ding nie reg lê nie, jy gaan jou eie tyd net mors om daai ding daar te los. As jy sin toe gaan, as jy daai plan doen as jy daai stok vat om te gooi, het jy nou mos klaar besluit geneem om te sê wat jy wil doen. Dan help dit nie jy gooi hom en dan het jy nie 'n lekker gooi gegooi en jy los hom daar nie. Dan is dit so goed as jy gee op vir die dag. Want dis net nie moeite werd nie. Maak seker dat as jy jouself daai 45 minutes wil gee dat daai groot kaap byt, maak seker dat jou stok lê op die regte plek vir dit. Nou so trek uit, gooi weer, wees rustig, haal asem, vat die stok, gooi hom, as hy nie reg lê nie, repeat, reload, gooi hom weer tot hy reg lê. Ek wil daar nog 'n ding byvoeg. As jy 'n kompeterende hengelaar is en jy is in daai situasie, baie van die ouens, die oomblik as hulle daai ding probeer forceer hier nie, maar dan gooi hulle 'n bietjie die kant toe of bietjie daai kant toe. En dit is net nie die moeite werd om daai stok te vat en neer te sit nie. Baie van die ouens kom en sê hulle, ja, maar ek gooi maar binne, jy gaan my in alle geval nie hak nie en alles wat daarmee saamgaan. En dan sit hulle die stok neer. Nou lê daai stok van jou 50 minute. En die volgende oomblik dan kom die ou langs jou, sy stok lê 20 minute en hy besluit hy gaan nou recast. Maar hy het bo oor jou gegooi omdat jy skeef gegooi het. Nou kom hy en hy trek jou lyn uit. Nou laat jou nou in daai bytperiode ingaan. Hy's nou feitelik reg, jy gaan 'n byt kry. Jy's vas oortuig daarvan. Nou trek hierdie Piet langs jou uit.
En dis hoekom, dit is vir my van kardinale belang. Jy sal my bitter selde, ek wil so ver gaan om te sê, jy sal my nooit kry nie. As ek gooi skeef, en hoe ouer ek word, hoe skewer gooi ek. As jy daai lang distansie probeer gooi, en jy gooi skeef, ek sê nou, sit daai stok neer, sit vir 'n polisieman aan, loop terug van die strop, begin laai weer, sodra hy hom lekker klaar gelaai het, gee hy stok miskien nog 2 minute of 3 minute, trek hom uit, en sê, right, okay, ons gaan weer 'n keer. Ek gooi liewer se 3, 4, 5 keer, en maak seker hy is op die regte plek, as wat ek hom skeef neersit, en ek wys dit heeltemal. Ja. Alright, Dad, ek sien die tyd van ons is so 'n bietjie. Ek het nou terwyl Paane gesels het, ek gou gekyk op Safhof se Facebook page. Ek weet daar's nou klomp van die Proteas wat nou die week either Namibië toe gaan of Australië toe gaan. En ek kyk sommer net gou hierdeur na die foto's van die mense en ek kan net sien hoeveel van hulle was al op die podcast en dis actually nogals Ja. impressive om te sien hoeveel van hulle was al op die podcast en hoeveel van hulle moet ons nou nog op die podcast kry. Maar ek dink van wat vir my bly uitstaan is die feit dat daai ouens almal van hulle is on top of the game en hulle is almal bereid om ons nog steeds te help. Hulle is nog steeds bereid om inligting te deel, of meerderheid van hulle in alle geval is bereid om inligting te deel en maak nie saak wie jy is nie. Ons is daar om mekaar te help en om die sport te bevorder. So ja nee, ek haal my hoed af vir daai manne, daai top ouens wat nie bang is nie. Ja, maar ek net van Original Mooties en van Original Podcast, ek moet net vir al die hengelaars sê, stywe lyne, geniet dit, hengel julle harte uit. Ons in Suid-Afrika hou julle dit op. Ons sal definitief 'n podcast doen na die tyd met van julle net vir almal die resultate en die goed deur te gee. Geniet dit op die einde van die dag is dit 'n sport waarvoor ons almal lief is. So dit gaan nie net altyd oor presteer nie, maar ons moet gaan om dit te geniet. My pa sê altyd niemand geniet dit om te blank nie. So gaan doen julle bes, geniet dit en as julle dit geniet, is die moontlikheid dat julle gaan goed doen baie groot. So ek dink ek net vir almal net sê en ek hoop almal safe travels. Ek weet Namibië toe is 'n ver pad om te ry, mense kan moeg raak. So hou maar die podcast op die radio. Download 'n paar episodes want as die sein weggaan, ons almal weet hoe dit voel. As jy daar deur die niks en nêrens moet ry en daar's nie sein nie, jy kan nie Spotify luister nie, jy kan nie radio luister nie, alles so. Maak seker dat julle voorbereiding is reg. Download 'n paar van daai episodes op Spotify, dan kan julle dit lekker luister op pad soontoe, dan kan julle lekker opgebou word. En vir die klomp wat Australië toe vlieg, wat hierdie kant toe kom van hierdie na my kant van die wêreld toe kom, ek hoop julle vlieg lekker. Dis 'n lekker lang vlug, so geniet dit. Dad, wat wil jy sê? Iets wat ek nou sommer aan dink, jy nou praat van die mense wat hardop toe ry. Toe dink ek aan die Watervalrivier. Ja. Watervalspruit. Vir diegene van julle wat Namibië toe gaan, julle sal sien, so en voor julle Mariental kry, gaan jy oor 'n spruit. Daar's logies. Daar's niks water in nie. Dit is 'n droë spruit. Hulle sal sien op die regterkant so groot kop en dan hier so links is dit lyk dit nou maar redelik plat. En dan kry jy die watervalrivier of watervalspruit of loop of whatever, maar as die waterval. As julle nou wil, dan stop julle nou daar. Dan klim julle uit Kappetekkie, klim deur die draad en stap links, weg van die koppie af, stroom af. Dan gaan kyk julle daai klipformasies daar. Daar's die mees fantastiese ek weet nie wat noem ou dit nie, sakkies tipe van 'n gorge. Soos wat die water afgespoel het en hoe hy split in twee en hoe die een kant lyk soos absoluut hierdie sagte sjokolade wat so gemeng is en die ander kant is hierdie rowwe rotse en goed. Absoluut en dis nie ver nie, dit is 'n kwessie van 100 meter aan die kant die draad. Jy moet net genoeg guts hê om deur die draad te gaan. Maar ons sê nie maar dis ook nie moeilik om deur die draad te gaan nie, want jy klim af en jy gaan in die riviertjie en jy loop onder die draad deur. So dis nie dat jy moet drade knip of sulke goed nie. Gaan maar net en lig die draad net so effens en loop onder hom deur. Maar ons sê nie vir julle moede doen nie.
Ons sê nie vir julle moet dit doen nie. Ons het net gesê dat ons het al gehoor van mense wat dit gaan doen het en ons het gehoor Ons dit het dit al 'n blykbaar paar keer baie gehoor mooi. en 'n paar keer gesien. Dit is verskriklik mooi. Ons het die foto's en die goed gesien. Ons het dit nie En ek het- persoonlik gesien. Ek het foto's geneem ook. Man, in die case, en as enigiemand wil 'n pin location, ek kan hulle my bel daarvoor ook. Ons het die pin location ook as ek reg kan onthou. Nou, ons het iemand vir ons 'n pin location gegee. Ek is seker daai boer sal vir ons sê dankie dat ons sy plaas bemark. Ja. Ja, ek is seker van die moontlikheid dat hy een van die paar mense is wat die podcast luister is hoogs onwaarskynlik. Ek wonder of hy ooit self daar was en of hy besef wat so 'n mooi plek het op. Ja, ek glo iemand moes die draad gespan het en ek dink die persoon wat die draad gespan het sou dit gesien het. Maar alright, ek dink ons gesels nou sommer net 'n pot nonsens. So ek dink kom ons sluit af. So vir die luisteraars by die huis, onthou van daai kompetisie vir die original Millibom. Ons gooi vir ons also wat is jou favorite geur tussen die plain, die Florescene, die egg yellow, banana en Honeyglow. Wat is jou favorite is, dan sal ons hier vir so 2 weke hardloop, dan gaan ons 5 lucky winners kies en dan stuur ons vir jou 3 1 kilo fyn en 3 1 kilo grof. Dan gaan toets julle dit bietjie, dan gaan sê julle vir ons wat julle van 'n ding. Vir die luisteraars wat dan nie wen nie, julle kan by die winkels gaan kyk. Dit is uit in meeste van die winkels hier 2 kg sakke behoort aan die einde van die week behoort dan definitief al op die rakke te wees. So julle kan gaan kyk daarna. Alright, Dirk, paar dankie sê. Ons het nou 'n bietjie solo gevlieg vanaand, maar dit is altyd lekker om met Pa te chat. Ek en Pa doen dit wat 4-5 keer 'n week. Wat ek 'n paar gesels, hier is maar net een van daai wat ons nou maar net bietjie rekord en net bietjie meer inligting vir die mense gee. So ek wil 'n paar dankie sê. Dankie Sak, dit was baie lekker man. Ons sal vir julle laat weet hoe dit gaan met die hengel wat voor lê en dan hoop ons maar vir die beste, mag almal sakke vol vis vang die naweek. Ja, ek dink ons 'n klomp hengel wat voor lê. So weer eens net vir al die Proteas wat gaan hengel, ek wil vir julle sê sterkte en dan vir die luisteraars by die huis. Ek sien julle volgende week, selfde tyd, selfde plek, Woensdag 12:00. Hier is episode 94. So ons het 6 episode om te gaan, vraai episode 100. Sien ons julle volgende week. Cheers.